die 4de boek in die Nuwe Testament, Johannes 8, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Die engel sê caught in the act. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek. Die engel sê to trap him, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Hierdie gedeelte in die woord van die Here is baie boeke oor geskryf. Omtrent elke geestelike wat daar was in die ou dae, het een of ander boek geskryf oor hierdie gedeelte in die Bybel en oor die spekulasie wat daar was, wat het Jesus in die grond geskryf. Hierdie Jode, die skrifgeleerdes en die fariseërs, was 'n klomp nare mense. Hulle was die top van afskie. Dit is mense verraderlik. Mense wat 'n glimlag op hulle gesig gehad het, maar wat haat en nyd en roofsug in hulle gedagtes gehad. As hulle 'n weduwee sien, dan sê hulle vir hulle self, wat kan ek uit haar uit kry? Hulle wou gesien wees, hulle wou op die beste sitplekke sit, hulle wou in die limelight wees, in die kalklig van die lewe. Hulle was mense gewees wat die show gehad, die gesig van godsdiens, maar die woord van die Here sê hulle was soos gewitte grafstene, baie mooi buite, maar binne vrot. Dis die beste beskrywing wat ek vir hulle kan kry. Ek dink, as ek nou vandag moet sê, sulke mense bestaan nog, maar weet jy wat, dis nie my en jou vriende nie. Ons assosieer nie met sulke mense, want hulle is vir ons 'n laagklas, 'n benede mens. Maar hulle was die gesig, die display van godsdiens in daardie tyd. En die woord van God sê, hulle was jaloers op die Here Jesus. Hulle het hom vervolg uit nydigheid, uit jaloesie. En hierdie mense het iets beplan. Hulle moes iets kry om die Here Jesus uit die weg uit te kry. Want almal se aandag was op die Here Jesus. En die ou geldjies wat so gewillig ingevloei het na die skrifgeleerdes en die fariseërs, het nou nie meer stroom gekom nie, dit het net so gedrup.
En daarvan het hulle nie gehou nie. En hulle gaan in 'n beplanning in. Wat gaan ons doen? En iewers in iemand se gedagte het hulle gesê, ons moet 'n vrou kry wat oorspelig is. Nou kom ek vertel u, daardie verrotte mense het elkeen omtrent sy slegte vrou gehad. Hulle was daardie tipe gewees wat alles geweet het. En wanneer die mense kom en hulle bring 'n lam om vir hulle geoffer te word, dan het hulle sondebelydenis gedoen en dan hoor hulle, okay, hier het ons iemand wat so is en so is. En hulle het hierdie plan beraam en 'n vrou betrek by hierdie plan. En hulle het net gewag dat hulle hierdie vrou en 'n ander man nou saam kon betrap. Fyn uitgewerkte, skelm, slegte mense. Ek kan nie vandag vir u die antwoord gee hoekom die vrou oorspelig was. Ek kan nie vandag sê, dit is wat gebeur het nie. En ons kan vandag net raai na aanleiding van wat mense vandag nog ondervind. Ek het na die woord gekyk en weet jy, daar was nie 'n gedeelte oor die oorspelige man nie. Dit wil nie sê die mans is goed nie. Dit wil net vir my sê hulle skelmer. Ja, ek maak 'n grap. Dis so nie. Maar hierdie vrou het om een of ander rede in daardie verskriklike tyd waar sy haar lewe kon verloor, het sy 'n ander man verkies. En ek kan nou nie vandag vir u sê die man het haar geabuse nie. Ek kan nie vir jou sê nie, hy het haar elke aand in die vuis geslaan, hy was 'n ou dronkie gewees wat daarvan gehou het om 'n moeilikheid te maak in die huis nie. Daar was nie kos nie, dit was net drank van die oggend of dwelms. Of iets van daardie aard, ons weet nie. Maar iets het gebeur wat aanleiding gegee het na hierdie goed toe. Maar hierdie fariseërs het kennis gedra daarvan. En nou kom hulle vang hierdie vrou, maar hulle bring nie die man saam nie. Hulle bring net die vrou. En hulle kom daar by die Here Jesus, waar hy besig is om in die kerk, die tempel, mense te leer van die Here. Bars hulle daarin, geen maniere nie, want hulle dink, hulle het die reg behoort aan hulle. Hulle het alles toegeëien, jy weet, hulle was daai ouens gewees wat dink, hulle regeer. Hulle het regeer. En hulle sê, hier's 'n vrou, ons staan nou net gevang. En die wet sê, sy moet gestenig word. Die Here antwoord nie en sê, waar is die man nie? Nee. U sien wat hier gebeur. En is hoekom hierdie vrou spesifiek gekies is die feit, dat as die Here Jesus geantwoord het volgens hulle reg of verkeerd, was die Here Jesus in die moeilikheid. Gaan hy nou verduidelik. Wanneer hy gesê het, ag weet jy wat, dit is vroeg in die oggend man, wil jy maar, weet, hierdie vrou los nie, kom ons kyk verby dit, dan het hulle gesê, hy is nie van die Here nie, want hy kom nie die wet van Moses na nie. Hoe kan God nou teen homself draai? En jy weet, soos hy dit gesê, het hulle hom definitief uitgeban, want dan was hy 'n valse man gewees. As hy vir hulle gesê, hoor hierso, die wet van Moses sê, ons moet hierdie vrou stenig, en dan het hulle hom by die Romeinse regering aangegee,
want die wet van die okkupasie van daardie tyd het gesê, niemand mag meer doodgemaak word nie, tensy hulle verhoor is deur 'n Romeinse hof. So, as die Here een van hierdie antwoorde gegee het, was die Here in groot moeilikheid. En die Here wou hulle nie antwoord nie. Maar die woord van die Here sê, hulle het hom aangedring. Hulle het aanhou vra. Jy sien, daar was van daai ouens wat toe hulle daar aankom met hierdie vrou, het hulle al klaar 'n klompie klippe in hulle sakke gehad. Hulle was reg vir hierdie game. Hulle het net gewag om die klippe uit te haal en te sê, kom ou Kattie, ons gaan vandag jou 'n les leer. Is dit nie so baie maal wat mense doen, wat so gou genoeg 'n klip kan uithaal om jou te gooi nie, veral op daardie swak plek wat jy het, en jou probeer vernietig, want hulle voel goed in die proses. En hierdie klomp skuim, weet jy, ek hou nie van hulle nie, ek moet dit nou vir jy sê, hulle was vir my, is iets wat ek, so gesindheid kon ek nooit vat. En die Here Jesus staan op, en hy kyk na hierdie mense wat voor hom is. Intussen het die kerkgangers daar een kant gestaan. Wat gaan nou hier gebeur? Wat gaan die Here Jesus sê? En die Here sê vir hulle, julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Wow! Ek dink daai vrou het so 'n bietjie gekyk en gesê, maar ek ken jou, jong. En jy wil my moet klippe gooi. Jy was 'n customer geweest. Ek dink sy het 'n oë so op hom gehou. En die Here Jesus sak af. En hy begin in die grond skryf. En vir my en vir jou is dit 'n raaisel. Ons weet nie wat het die Here daar geskryf nie. Ons het net 'n vermoede. Nou, ek het my vermoede, u het u vermoede. Maar ek dink, miskien het daar een na vore gekom en hy het sy heilige klere, jy weet, so 'n bietjie reg getrek en vir die ouens gesê. En toe sak die Here Jesus neer en hy sê, dalk daar in die grond, geldwolf. En daai ou kyk, en die Heilige Gees sê vir hom, moenie dink ons weet wat het jy gedoen nie. Jy skiem die geld, wanneer jy dit opneem, daar by die kerk. Of, jy gebruik die geld wat vir God se werk moes gaan. Dalk moes hulle stene gaan koop het om iets te doen, jy weet. En nou moes hy 100 stene bring, nou bring hy net 50. Die ander word afgelaai by sy huis. En hy sê, verskoon my, ek onthou nou net, ek in poskantoor toe nog. En hy is weg. En nou word hy al minder. En 'n volgende ou kom en hy sê, wag, staan weg, ek is reg. En die Here vat sy vinger en hy begin daar sê, skuldig. Ou vloeker hierdie. Elke tweede woord is in die weerlig, man. Elke tweede woord is lelike woorde. Weet jy, ons het 'n klein seun in 'n sekere kleuterskool hier in Bloemfontein. En die hoof van daardie kleuterskool is 'n Christen vrou. En sy roep die ouers by mekaar. En sy sê, ek wil moet julle 'n vergadering hou. Hierdie kinders by die kleuterskool, hulle is nog nie eens in nou die groot skool nie. Jy weet waar jy nou standaard sub A en B en so kry nie. Nee, hulle is nog nie daar nie. Hierdie kinders praat al. Hulle tweede woord, luister mooi, is die E-woord.
Hierdie vrou moes 'n vergadering hou en sê, asseblief mense, julle moet na julle taal kyk en julle moet met julle kinders praat. Kan nie glo Suid-Afrikaners? Is dit nie 'n skande vir ons volk nie? En dan sien jy daai mense kom, hulle stop in die grandste karre. Maar God weet daar by die huis is 'n gemorsbesigheid. Waar het jy gesien kinders? Sy tweede woord is F. En dit gaan so, en hulle vloek mekaar, hoor. Daai kinders daar. Hulle vloek alles. Hierdie juffrou sê, sy voel sy wil opgee, hierdie skoolhoof. Verskriklik, nee. En die Here skryf daar, vloeker. En hy kyk so, hy sê, nee, weet jy wat, my vrou het gesê, ek moet nog aan groente kry. Sorry julle, ek moet gaan. En die volgende ene kom, die woord van God sê van die oudste tot die jongste. Kom hulle, en hulle wil hierdie vrou doodmaak. Hulle wil so graag moeilikheid hê. Maar die Heilige Gees, deur Jesus Christus, oortuig daai mense van sonde. U sien, hierdie skrifgeleerdes en fariseërs het nooit sonde bely nie, want hulle was perfek. Hulle het nie eintlik gegaan en gesê, o, jy weet, ek het nou maar 'n probleempie nie. Jy weet, dit gebeur en dit gebeur. Hulle moes in die volk se oë heilig wees. En hulle kon nou maar doen wat hulle wil. Die ander mense buiten die priesters en die moes nie weet nie. Hulle moes nie weet nie. Jy neem die Romeinse Katolieke Kerk. Weet jy dat in Kanada het hulle 'n begrafplaas gekry waar die Romeinse Katolieke Kerk oor die 300 kinders vermoor het in Kanada. So 'n paar jaar terug het dit oopgebars. Weet jy dat die Romeinse Katolieke Kerk 'n groot probleem het met die priesters en jong seuns? Maar hulle gaan rond as die heiliges. Het jy geweet, en asseblief as jy my nie glo nie, gaan vors dit na, dat die meeste van die pausdom, die paus, die heersende een en die voriges, is gebore van Hoera af. Dit het jy nie geweet nie. Gaan volgend. Waarheid wat ek jou nou vandag vertel. Holier than thou. Maar binnein is hulle vrot. En weet jy, die Here Jesus kyk na hierdie mense, wat so heilig is, hulle bly nie sonde nie. Want jy sien, as hulle sonde bely, was hulle nie daai tipe mens wat gehaat is. Wat die ander wil dood hê, om hulle sakke vol te maak. En wat gebeur? Op die ou ende, toe staan die Here Jesus daar. Die enigste een, wat sonder sonde is, en wat werklik die reg gehad het, om die klip op te tel, en hierdie vrou te gooi. Dis die enigste persoon. Want hy was sonder sonde. En nou sê hy vir hierdie vrou, waar is die mense wat jou aangekla? Sy sê nie, hulle is nie meer hier, Here. Hulle is weg. En nou sê die Here hierdie woorde, ek veroordeel jou ook nie. Jy sien, die mens het in sy gedagte, dat God hierdie leeu is wat jy net moet los, en dan gaan hy jou vernietig. En jy weet, daai ou sondekie wat jy gepleeg het, jy weet, dis die dood, man. Ek wil vandag vir julle sê, ek sit voor 'n oud kollega van my, hierdie week wat verby is. En hy sê vir my pastoor, hy sê, toe dit goed gaan, toe het ek God vergeet.
Hy sê, nou is my vrou siek, ek is siek. Hy sê, my huis, my kinders, is chaos. Hy sê, en ek weet, sondaars weet dit. Ek weet, dis omdat ons nie God in ons huis gehad het. Hy sê, maar my probleem is, sal God my vergewe? En dis die probleem, wat die meeste mense mee sit. Want weet jy wat? Die mens kan homself nie vergewe nie. Sy probleme, Dawid sê, my sonde, Psalm 51, is gedurig voor my. Jou sonde en jou oortredinge is gedurig voor jou. Ek sê, dit is aan die een kant 'n goeie ding. Want weet jy, dit maak jou, dat jy op 'n plek kom, waar jy sê, Here, ek kan nie meer teen die sonde vaskyk nie, ek het oortree. My God, asseblief, vergewe my. Maar baie mense gaan deur die lewe, jy weet, hulle gewete pla nie. Nou die geleerde sê, gewete is soos 'n driehoek. En hier binne in jou brein, is daar 'n dingetjie wat hy kap. Dis die gewete. Dan bring hy die prentjies terug. Maar naderhand word daai driehoek se punte weggeëet, as hy rond, dan pla die gewete hulle nie meer. Weet jy, dit gebeur baie in die kerk. Mense gaan kerk toe, en hulle is in die gewoonte om kerk toe te gaan. Maar hulle kan ook so vinnig oortree, en hulle kan foute maak. Ag, maar om met 'n kerk toe gaan, so raai, jy weet. Ek dien die Here, hy is my koning. Ek wil jou vandag vir jou sê, luister nou mooi wat ek jou sê. Ek is bly jy is in die kerk. En ek dank God vir jou wat gered is. Maar jy kan gered wees en verlore wees. Hoe so, pastoor? Die woord van die Here sê, en hulle sal vir my sê, maar in U naam het ons geprofeteer. In U naam het ons hande op die siekes gelê en gesond geword. In U naam het ons duiwels uitgedryf. Doen hulle dit in die Pinksterkerke? Ja, nou vra ek jou, wat soek Pinkster in die hel? Weet jy wat, hoekom is hulle daar? Onbelyde sonde gaan die hemel toe nie. Onbelyde sonde gaan die hemel toe nie. Ek wil nou vandag vir jou sê, kry 'n gewoonte, in die aand of in die oggend as jy opstaan, om te sê, Here, ek bely. Here, hier het ek 'n hoeter gedruk en vir daai ou gesê, ek gaan jou. Here, ek het dit gedoen en ek het dat gedoen. My God vergewe my, ek is 'n mens. Ek maak foute. God sê, as 'n perd met 4 pote kan struikel, wat nog van die mens? Ek en jy is nie perfek nie. Luister mooi, vanoggend ons maak foute. Maar kom ek en jy maak nie die fout om verskoning te vra nie. Kom ek en jy kom op die plek wat ons sê, Here, vergewe my asseblief my God. Dit het Dawid 'n man gemaak na God se hart. Toe Dawid 'n fout maak, toe gaan hy tempel toe. En hy gaan soek die Here se aangesig vir vergifnis. Wat het Saul gedoen? Saul sê vir ou Samuel, bid jy vir my? Bid jy vir my? Iemand anders kan nie vir jou bid nie. Jy moet self bid. Jy moet self vir die Here sê, Here, vergewe my. Asseblief, Here, ek het 'n fout gemaak. Ag, my broer en suster, ek wil nou vandag vir jou sê, ek het in my lewe verskriklike foute gemaak. Maar ek weet vandag dat God vergewe sondes. Maar luister mooi hierna. Hy sê vir hierdie vrou, ek veroordeel jou ook nie. Ek en jy, ek weet nie. As
ons kyk na kerke en die dinge wat gebeur, en hier stap 'n man in, wat die hoof was van 'n voertuig diefstal syndikaat. Hy het tot bekering gekom, en hy sit in die banke, en prys ons die Here, jy weet, saam met hom. Maar as hier 'n vrou in die kerk instap, en sy was 'n slegte vrou, jy weet, baie kerke sal vir haar sê, ag my ou sussie, jy weet wat, ons het 'n petisie gekry van die susters, wil jy nie maar vir jou 'n ander aanbiddingsplek kry nie. Want ek en jy kyk vas teen haar groot goed, en ons dink dit is groot goed. Die woord van die Here sê, dat slegte vrouens baie gaan voorwees in die hemel. Skrif wat ek jou nou sê. Wat ek jou vandag wil sê is, kom ek en jy los aan ou se sonde uit. Kyk na jou eie, moenie die balk in jou eie oog vergeet as jy die splinter wil uithaal aan 'n ander ou se oog. Kom ek en jy, kom op daai plek het ons sê, kom ons dien die Here, finish en klaar. Kom ons dien die Here. Kom ons dien die Here. Ek weet van 'n geval, luister nou mooi. Hierdie man was die hoof gewees van 'n chop shop. Dis nou waar die ouens karre steel en opbreek en verkoop al die parte. Chop shop. Hulle kla hom aan en 6 ander. En hulle los die hoof vir heel laaste. Al 6 skuldig, 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 skuldig. Maar die hoof, hy sien hy gaan tronk toe. En hy besluit, daar's een persoon wat my kan help, en dis die Here. Ek dank God, dat mense genoeg verstand het om te kan besef, God kan my help. En hy kom tot bekering. Daar was familie wat die Here gedien het. Hulle bid vir hom, lei hom na die Here toe. En voor sy hofsaak voorkom, waar hy nou die oues wat oorgebly het. Toe begin daar die mense, Pinkstermense, manifesteer. Manifestasie is een van die wapens wat God ons gegee het om te doen. En weet jy wat doen hulle? Hulle gaan sit en hulle sê, hulle maak so. Hulle sê, Here, dat daai papiere deur mekaar raak. Here, maak hierdie landros in verwarring, dat hy nie kan sien wat hy moet sien nie. Here, en laat hy hierdie papiere wegraak en maak dit deur mekaar. En hulle bring hierdie man op. Edelagbare, dit was die hoof van die chopshop. Hy het al reeds 6 gestuur tronk toe. Hier was die ou wat aan die hoof gewas. Al hierdie goed gereël het. Hy sê nie goed. En hy sê, maar waar is julle getuies? Waar is die papiere? En hy krap so, net soos hulle gemanifesteer het. Net so. Krap hy papiere. Hy sê vir die aanklaer, waar is die getuies? Hy sê, edelagbare, kyk hy die papiere daar wat hy neergeskryf. En hy kyk, en hy word rooi in die gesig, en hy word kwaad, en hy vou daai docket so toe, en hy slaan op, hy sê, meneer, onskuldig ontslaan, tot ziens. Yes. Daai ouwe daar uitgegaan, prys die Here, halleluja, God leef. Ek wil vir jou sê, God verander groot sondes in niks. Hy's God. Ek kan nie baie getuienisse vertel. Vandag kan nie. Ons het nie genoeg tyd nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God kan die omstandighede verander. Wanneer God vergewe, vergeet hy ook. En wanneer God het uitwis, dan kan dit hier op aarde uitgewis word. Maar ons sal nooit daai slegte vrou vergeet nie, nee. Hoe? Sy was 'n slegte vrou. Die Here sê vir haar, en gaan sondig nie meer. My broer en suster, ons moet bely en laat staan. Ons moet op 'n plek kom, waar jy nie meer die pen vat by die kantoor nie, want jou laaitie is nou matriek, en hy kort 'n pen. In skool, jy weet, ag of hy werk en lineale het uitveer, potlood, penne, want alles wat hy gaan nodig hê.
kraamdrukkertjie, staplers, jy het alles daar by die kantoor, en jy vat dit vir hom en sê, hierso. En hy seun weet, dis gesteel. Wat gaan hy doen as hy groot word? Gaan hetselfde doen. Ek wil vir jou sê, kom ons los sonde. Kom ons kry klaar met sonde. Kom ons kom op 'n plek dat ons sê, nee man, ons is nou klaar, en ons gaan nou vorentoe. Amen. Nou wil ek afsluit. Ek gaan vandag bid. En al wat jy hoef te doen, jy kan 'n moordenaar wees vanoggend wat hier sit. Al wat jy hoef te sê is, Here, ek vra U, vergewe my. Werk dit so, pastoor? Man, ons gaan vra daai ou aan die kruis. Hy was 'n moordenaar. Weet jy wat sê hy? Hy sê, Here, dink aan my. En die Here sê, voorwaar ek sê vir jou. Wat beteken dit? Dit beteken ek sweer vir jou. Vandag sê jy saam met my in die paradys wees. As jy vandag onbelyde sonde het, dan sê jy, Here, terwyl ek bid, Here, vergewe my. Maak my vry en help my. Kom ons staan op en ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ek dank U vanoggend, my God, vir hierdie eenvoudige, maar doeltreffende gebeurtenis. Here, waar 'n vrou na U toe kom, my God, die sonde wou haar doodmaak, maar in plaas van dood gee U vir haar lewe, Here. Vanoggend gee U vir ons lewe, alhoewel ons die dood binne in ons het. Wil ek vra, my God, om daardie onbelyde sonde wat in ons is, vanoggend, en Here, ek wil niemand oorslaan hier vanoggend nie. Ek wil elkeen vanoggend neem, myself, Here. Ek wil ons in die wierookpanne voor U aangesig plaas en sê, my God, vergewe ons asseblief, Here. Here, ons maak foute. My God, partymal wetend, andermal onwetend, partymal aspres, andermal nie so aspres. My God, ek wil U vanoggend gee die hele boendel, Here. Ek wil dit vir U gee vanoggend, van hierdie manne en vroue, myself ingesluit. En ek wil vra, my God, wis vanoggend ons sondes uit, asseblief. Here, help ons vanoggend, my God, om nie meer teen ons verledes vas te kyk nie. Help ons om nie teen ons sondes vas te kyk nie. Here, help ons om ons sondes onder ons voete te kry, en my God, U in vrede en in blydskap te dien. Asseblief, Here. Vra vanoggend, my God, maak ons volwasse in ons verhouding, ons lewe met U, Here. Gee dat ons verstand sal gebruik, en my God, die aan die woord kyk, en ons self opweeg teenoor U woord. Maak ons vry vanoggend. Here, ek wil in die naam van Jesus bande breek vanoggend, wat mense vashou. In die naam van Jesus wil ek bande breek, my God. U ken die bande wat vanoggend hier is. Here, vat dit weg in totaliteit. Moet dit nie net afsaag nie, my God, haal dit af. Maak vry vanoggend. Here, dat ons voor U kan staan met vrymoedigheid. Dankie, Here. U daar die vrou vrygespreek, spreek ons ook vanoggend vry. In Jesus naam vra ek dit. En ek sê vir U dankie, Here, want U woord sê wat ons vra, sal ons kry in Jesus naam. Dankie, Here. Amen en amen.